Dit is vir my so lekker om vanoggend met Mignon Joubert te gesels. Sy is 'n fondswerwer en vennootskapskoördineerder by Pebbles Project. Mignon, baie welkom by Grootplaas. Hallo, baie dankie dat ek vanoggend hier saam met julle kan wees. Dit is so lekker. Vir mense wat dalk nie weet nie, wat is die Pebbles Project, maar ook hoe het julle ontstaan en wat is daai impak wat gemaak word in die omgewing? Ja, so Pebbles Project is 'n nie-winsgewende organisasie hier in die Wes-Kaap en ons help kinders van plaaswerkers, plaaslike gemeenskap om vir hulle die basiese kwaliteit, voeding, onderwys, gesondheid en maatskaplike dienste te gee. So ons het laas jaar ons 20 jaar gevier. So dit was in 2004 is ons gestig deur ons current CEO en founder Sophia Warner en sy het 'n behoefte gesien in die plaaslike gemeenskap vir hierdie dienste wat ek nou net verduidelik het. So ons begin by die begin, ons vorm die vennootskap met die plase. So dit is die belangrikste. En dan van daar af vestig ons hierdie verhouding met die gemeenskappe. So dit begin waar die mamma swanger is op die plaas en ons kom in en ons verduidelik vir haar wat sy kan doen en nie kan doen wanneer sy swanger is. En ons gee vir haar daai onderwys, daai education wat lek. En dan onmiddellik wanneer die baba gebore is, help ons ook met wanneer die baba huil, as jy die baba optel, nie die baba te veel skit nie. En ons gee vir hulle ook hierdie groot baby box wat alle essentials binne-in het om te begin met die eerste 2-3 maande van die kleintjie groot maak. En dan direk van daar af het ons early childhood education centers. En dit is centers op ons verskillende vennootplase. So ons is op die oomblik net in die Wes-Kaap, maar ons is in Stellenbosch, Grabouw, Citrusdal, Wellington, as ook die Hemel en Aarde Vallei en Hermanus. So by hierdie early childhood education, dit is tussen die ouderdom van 2 jaar tot en met 5 jaar en van daar af gaan die leerder na normale skole toe, so laerskole, hoërskole in die omgewing. En dan wanneer hulle huis toe kom, wanneer hulle terugkom na waar hulle ouers werk of waar hulle ouers bly en waar hulle huise is die centers. Daar het ons naskoolsentrums waar ons verskillende tutors, verskillende juffrouens het wat hulle daai one-on-one support gee, maar nie net dit nie, ons het extracurricular activities wat surfing is, marimba, daar's karate, daar's rugby, net om vir 'n blootstelling te gee van jy kan al hierdie ook doen en dit is wat jy nodig het om jou volle potensiaal te bereik. Ek wil graag by jou weet, hierdie programme wat julle hardloop dis regtig inspirerend en dit dra soveel waarde by. Hoekom spesifiek hierdie stel van programme na die plase toe vat? Wat was daai denkwyse en watter impak sien julle reeds word gemaak? Ja, so toe Sophia Warner destyds sy original of sy kom van die UK af en sy het gekom en sy was 'n special needs teacher. Toe kom sy in die gemeenskappe in en sy het spesifiek gesien kinders met fetale alkoholsindroom, daai lack of education van wat verskillende middels aan die kinders en hulle ontwikkeling in die langtermyn bied. So dit was die beginpunt, maar soos ek sê, soos die hele approach gaan oor dis holistic. So dit is die education, maar dis ook die lack of gesondheid. So ons het 'n kliniek met verskillende verpleegsters, 2 primary healthcare verpleegsters, oral hygienist en al hierdie services is verbied aan die plaaswerkers se kinders. En as ek net 2 stories kan deel van die impak. Ja, asseblief. Een van ons leadersperson, hy het deur met ons social work span te werk, het hulle hom blootgestel aan sketsterapie en hoe hy in Stellenbosch sketsterapie gaan doen het en hoe hy sy eerste met sy eerste uitstalling het sy charcoal painting in die eerste uur verkoop. En dan byvoorbeeld Fiona wat sy het die surfklasse wat ons aanbied of wat
hulle gaan doen as 'n extracurricular, het sy gedoen en dit het haar gemotiveer om eendag ook surfklasse aan haar community te gee. So, ons het verskillende impakstories soos Leslika wat van dat hy gebore is in die Pebbles Project programme is, die verskillende programme wat ons het, en nou gee hy terug aan die Pebbles Project en sy community, waar hy swat om 'n social worker te wees en dan sy gemeenskap so dien. Ja. Sal jy sê dat projekte soos dit, veral vir in die landelike gebiede, dat julle ook kan agterkom dat dit die gemoed van die area, die mense in die area, dat dit die mense se gemoed styg? Ja nee, definitief. So, ja, ons fokus op die plaaswerkers se kinders, maar dit het 'n effek op die hele broader community. Ja. So, dit is ons main focus, is die kinders in die hart van die organisasie, maar ons het daai support sessions, ons het die community outreaches, een van ons goeie projekte ook is die Soap for Hope Initiative, waar ons sepies vat en dit hergebruik, soos die gebruikte sepies was skoonmaak en dan hergebruik en dit ook distribute in communities en hoe dit ook 'n groot effek het om jou, okay, maar ek kan ook my eie besigheidjie begin. Ja, natuurlik. So impact dit die hele community. Julle het onlangs ook 'n film bekend gemaak wat eintlik al ook 'n paar titels behaal het. Vertel my van hierdie film, maar ook wat was die denkwyse agter hoekom dit op film vasvang? Ja, so ons film se naam is Kindness en die hele hart agter die film is dat een daad van vriendelikheid, one act of kindness kan myle bereik, kan 'n groot impak hê. So ons het een van die is 'n charity film award festival in die UK en ons het die International Impact Film Award gewen en dit was 'n groot eer vir ons om dit te wen, om te wys maar hierdie film vang vas, dit is regte stories, dit is die akteurs in die film is die Pebbles kinders, is die Pebbles beneficiaries wat bereik is en dit wys hulle regte omstandighede en hoe hulle daar uitgeklim het en hoe hulle nou waar hulle nou in die lewe is. So dit is die hart agter in die film. Ja, dis wonderlik om so iets vas te kan vang. Ek is seker dis moeilik vir julle om te doen wat julle doen in die sin van mens kan dit nie alleen doen nie. So hoe ver strek julle netwerk, maar ook werk julle saam met gewone individue, hoe lyk julle netwerk? So hoe ons dit hang baie af van ons is. So obviously ons is 'n nie winsgewende organisasie. So ons het groot donors en ons het klein donors. Ons het mense wat cupcakes bring en dan is mense wat miljoene vir ons bring. So glo dit elke liewe donasie, of dit finansies is, of dit in-kind donations is deur 'n sak klere of dit tandeborsels is, het 'n groot impak. So ons heg baie waarde aan ons vennootskappe met Stellenbosch Universiteit, met groot wynplase soos Creation Wines, Lubanzi, soos Delegraaf, Facet. So dit is vir ons baie belangrik en hoe mense ook betrokke kan raak met dit is deur op ons webwerf te gaan kyk vir as jy kom volunteer en jy bou verhouding met een van ons leerders, is daar 'n opsie om sponsor that child's education of sponsor that child's nutrition, wat 'n klein donasie van R200 'n maand is, wat maak dat hierdie leerder vir die hele maand kan kos kry, dat hierdie leerder vir die hele maand kan health services kry. Ja. Ek sal ook graag by jou wil weet, want mense is altyd so besig en jy's besig met beplanning en so, en ek seker julle is ook reeds besig met beplanning al seker vir volgende jaar. Watter interessante projekte lê voor? Want ek is altyd bewus daarvan, mense wil gee. Hulle weet net nie altyd waar om te gee nie. So, watse projekte lê vir julle voor wat jou opgewonde maak? So, iets wat vir my opgewonde maak is met hierdie Mandela Dag gaan ons Mandela Dag vier deur om 'n fun run
walk run event te hou. So enigiemand is welkom. Dit is op Mandela Dag, Vrydag die 18de Julie en ons welkom ook enige donasies. So mense kan kaartjies koop of donasies bring van wat op ons wishlist is, wat range van potlode na 'n weekoptema. Ja. So dit is 'n baie exciting en dan ook die 31ste Mei het ons 'n oop dag. So ek weet nie of ek dit al genoem het nie, maar ons het 'n Pebbles Academy wat in die Hemel en Aarde Vallei is en dis ons eerste skool en as gevolg van 'n lack of government funding moes al daai plaaswerkers soos 50 kilometer stap om hulle leerders of om hulle kinders by die skool te kry. So daar het ons eerste skool oopgemaak en hulle het 'n oop dag die 31 vir my. Sjoe, dit is geweldig interessant. Ek wil graag by jou weet, Mignon, mens raak nie gewoonlik betrokke by organisasies soos hierdie as mens nie passievol voel oor dit wat mens doen en dit wat mens bereik nie. Wat sal jy sê is die grootste impak? En ek praat nou prakties. Ons praat van ons landelike gebiede, ons praat van plase en mense wat op plase werk, gesinne. Wat is volgens jou die mooiste ding wat gebeur, wat jou eintlik maar elke oggend maak, terug gaan werk toe? Ja, so ek sal sê om hierdie kinders wat vir party mense vanselfsprekend gebeur, kom nie vir ander mense vanselfsprekend nie. En waar hulle regtig dis elke plaas is anders, elke omstandighede is anders. Ek meen ons gaan tot ver in Grabouw se baie afgeleë plase en as een van ons mobile kliniek vehicles daar aankom, dan sien jy net hoe die kinders se gesiggies ophelder van maar hier kom mense om ons ook te kom sien. En net om te besef dat dit die werk wat mens doen regtig klein of groot, of jy gesprek het met 'n kind en of jy vir hulle hele jaar se skoolloopbaan betaal, het 'n impak op hulle en hulle wil net 'n verhouding met 'n mens hê want dit laat hulle besef dat maar ek het potensiaal om eendag hierdie te bereik en dat dit nie in 'n siklus inval van wat vorige generasies gebeur nie. Mignon, dit is vir my wonderlik en mag julle aanhou drome plant, want dis wat mens doen, jy plant drome in mense se lewens in. Dankie vir dit wat julle doen en sterkte vir die pad vorentoe.